Welkom terug. Andrei Roodman is 'n bekende gesig in film, teater en televisie met 'n loopbaan wat oor meer as 2 dekades strek. Jy sal hom moontlik onthou vir sy rolle in Die Laksman, Kaalgat tussen die Daisies, Wilwedans in die Skemer of selfs sepies soos Sewende Laan of Arendsvlei. Maar meer onlangs het hy die nuus gehaal vir sy besondere prestasie in swem. En is nou vir my 'n groot voorreg om te sê goeiemôre, good morning en welkom Andrei. Goeiemôre Jeanette. Goed Andrei, mag ek noem hoe oud jy is? Ek word nou 71, ek is nou 70 jaar. Daar sy, nou ja, so op die ouderdom van 70 het jy 4 medaljes by die wêreldswemkampioenskap in Singapore gewen. Vertel ons net so 'n bietjie meer. Ja, in 2017 was ek in Budapest. Kyk, die Masters swem vereniging is vrywilliglik ons. Daar's net 'n sekere standaard van swem wat jy om in te kan skryf. En dan die 2017 was die eerste keer in Budapest toe het ek dit was so interessante en ek het heel onverwags goed gedoen toe dog ek sê dit een of ander tyd weer moet doen. So Singapore was my volgende geleentheid. Ek het met die 100 meter vlinderslag, 100 meter vryslag, 50 meter vryslag en 50 meter vlinderslag. As was my individuele events waaraan ek deelgeneem het. En wat het jou laat besluit om in te skryf? Dis maar die uitdaging, wanneer 'n ou moet fiks bly in hierdie bedryf. En dit was maar die uitdaging om net te kyk of ek beter kan presteer as die vorige keer. En dan is dit ook 'n geleentheid om 'n ander deel van die wêreld te sien. Jy kom vir 'n goeie rede daar en dan word jy toerist. So dit is my ek is maar 'n curious mens. Nou wil ek net hê dat ons miskien so 'n bietjie stil staan by die kategorieë waarin jy gewen het. Kan jy dalk net so 'n bietjie meer uitbrei? Ja, jy kan inskryf vir 'n verskeidenheid tipe events. Die wat ek toe kies is 100 meter vlinderslag en 100 meter vryslag en ook die 50 weergawe van daai twee. Dit is ook nie die eerste keer dat jy die nuus, ekskuus, gaan voort. Jammer, dit lyk vir my daar so 'n bietjie van 'n delay. Ek het onverwags goed gedoen daar so die 100 meter vlinderslag het ek goue medalje gekry en 'n 50 meter vryslag het ek goue medalje gekry en 'n silwer vir die twee ander. So ek was bo in my kategorie gewees, my ouderdomskategorie. Dis fenomenaal, maar dis ook nie die eerste keer dat jy die nuus haal weens water nie. Ek bedoel, as ek nou reg kan onthou, jy weet dit is nogal iets wat uitgestaan het. Het jy en jou vriend Uys Winterbag in 2011 in die moeilikheid beland en dit toe julle kajak in die see omgeslaan het? Ja, dit was onplesierige ding daai wat daar gebeur het. Ons het ook jy weet dit is 'n geweldige, ek dink is gevaarliker om in 'n boot te wees op die see as wat dit is om te swem. En jou boot word op die ou end 'n las as jy nie weet hoe om hom te beheer, goed te beheer en so aan nie. Ek stuur maar net 'n waarskuwing vir enige iemand anders wat nou in die somervakansie wat kom met hulle bootjies en canoes en kajaks op die water kom. Dit is maar iets waar jy die NSRI nodig het. Jy moet hulle laat weet voor die tyd dat jy uitgaan. En dan moet jy maar jou selfoon in 'n kondoom sit dat hy nie water kry nie. Jy weet op jou hou. Sodat as daar enigiets gevaarliks gebeur dat jy jouself kan help en die NSRI jou kan help. Dis waar ook glo die vrywilligers. Jy weet alles vrywilligers hierdie ouens. Die NSRI het al soveel lewens gered en mense uit die moeilikheid gehelp. Dit is ongelooflik. Ons moet hulle ondersteun. Nou, jy vier hierdie maand jou 71ste verjaarsdag. Ek wil graag weet, wat wil jy volgende vermag? My volgende doel, ek werk op die oomblik in gemeenskapsteater en dan ook kunstprojekte vir die gemeenskap en vir kinders. Ek is hierso, ons is nou in Sutherland, is die Louhuis, wat 'n deel is, die NP van Wyk Lou,
en die Lou broers het hulle hier gevestig. Hulle is hier almal gebore, hier is 'n familiehuis op die dorp wat 'n museum geword het en dit is 'n literêre sentrum wat ons gebruik. En dit is ons afskopplek vir verskeie projekte. Onder andere was ons ook nou by die Richmond Boekefees, die Boekbedonderfees. En daar kan 'n mens altyd met kinders en met jong mense werk, veral in die skoolvakansie. So ek stel baie belang in gemeenskapswerk en veral in teater en die fynne kunste. Nou, is daar enige ander projekte miskien? Ek meen jy het nou so liggies daarin geraak, maar is daar enige ander projekte waarna ons in die toekoms kan uitsien? Ja, Judith, die ding is, jy weet, as 'n projek waaroor ek nou nie veel kan sê nie, want ek wil dit nou eintlik ontwikkel eers voordat ons dit aanpak. Maar dit is 'n gemeenskapsteaterprojek waarmee ek hoop ons op die ou end tot in Palestinië en Gaza kan kom. Dit is iets wat gebore is uit ons tyd en in die bewuswees van politieke strominge en konflik in ons tyd. As ons nie nou dit aanspreek nie, dan gaan ons ook net erger en erger daarin bly en afgetrek word in die donkerte. En jy weet, die groot ding is dat ons het groot letterkundige projekte en groot goeie boeke wat in hierdie land geskryf is, wat ons kan gebruik as afskop vir projekte in die Ek vra om verskoning, maar ek gaan jou daar in die rede moet val, maar ons is baie opgewonde oor daai letterkunde projekte. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug.